So hier is hierdie man wat in 'n plek werk en hierdie ou doen wat hy wil. Hierdie ou vloek sy kliënte, hy praat sleg met hulle en sy medewerkers. En hierdie ou lewe totaal en al ongebonde aan reëls en regulasies en wanneer hy aangespreek word dan hou hy nie op vloek nie en hy val mense verbally aan. En so gaan hierdie ou vir 'n baie lang tyd aan. En elke reël wat opgerig word om ietsie te probeer verbeter of omstandighede te probeer verbeter, traak net dood eenvoudig nie hierdie mens nie. En op 'n dag toe die eienaar opstaan en vir hierdie ou sê, uit met jou. Toe is al daai bombastiese aanvallendheid weg en van die onreg wat gepleeg word, kon nie in die volle autoriteit van die eienaar staan nie. En daar gaan jou en hy's uit by die deur. En hoe is dit nie so met ons in die wêreld werksplek waar ons vir Christus moet werk, veronderstel is om te werk, in ons weg en in ons weë en dan doen ons net wat ons wil. Ons hou in goedjies vas en stry teen die woord van God en Jesus het water in wyn verander en dit is hoekom ek drink en daar's niks fout met 'n sigaretjie nie. Al hierdie twak wat mense kwytraak. En ag, moenie so droog wees nie, is net 'n grappie. Daar's soveel dinge wat ons sê wat teen die woord van die Here opstaan. Nou in gedagtenis van die eienaar wat autoriteit gehad het om hierdie ou af te sê. Hoe sal dit nie wees die dag as Jesus Christus in sy volle autoriteit terugkom? Wanneer daar geen meer leuen of geen verskoning kan staan voor hom nie. Hoe sal daai dag nie wees vir die wat hom ontken en nie wil dien nie? Hoe sal dit nie wees vir die ouens wat moetswillige sonde nie wil afstaan nie? Wat hulle verlekker in dit en hulle nie verlekker in die Here nie. Ek hoop hierdie bring by jou 'n gedagte op of dat jy besef dat daar is goeters wat jy nie kan doen nie meer nie. Nie omdat God 'n God van reëls en regulasies is nie, maar omdat hy 'n God van liefde is. En dat hy goed in plek het, want hy wil jou beskerm. Soos wat die besigheid dinge in plek het, want die besigheid moet hom beskerm en die mense in die besigheid. So wil God my en jou beskerm, want baie van hierdie dinge is absolute aanslag en dit verblind jou. En dit hou jou so besig dat jy nie die groter prentjies sien nie. Hierso by 'n ander werksplek stoot 'n ou op 'n dag 'n krywa met 'n klein boksie binne in die krywa na die sekuriteitshek toe waarby hy moet uitgaan. En die sekuriteitswag stop die ou en hy sê vir hom, wag bietjie, wat is in die boksie? En die ou sê, nee, dit is saagsels wat ek opgetel het. Ek vat dit huis toe. Ek gooi dit in my suiweringbak. En die sekuriteitswag kyk na die boksie en hy maak die boksie oop en gaan die boksie deur en dit is toe saagsels. En so gaan dit dag in, dag uit, 4, 5, 6 dae, 7 dae gaan verby en op 'n dag sê die sekuriteitswag van wag, stop net so bietjie. Ek weet jy steel iets. Sê my net wat is dit? Dan sal ek jou nie rapporteer nie. En die ou sê, ek steel krywaans.
Jy sien, baie keer fokus ons so op hierdie klein goedjies wat ons so besig hou, dat ons die groot prentjie verloor, die groot plan van die Here, die groot plan waartoe hy jou met oop arms uitnooi om deel te wees van. En dan fokus ons op hierdie nitty-gritty goed en hierdie selfgesentreerde regtigheid wat ons dink ons toekom. Terwyl dit alles eintlik net goed is wat jou kroon steel, wat jou ewige lewe, jou ewigheidslewe steel, wat God vir my en jou kom gee het, deur sy Seun Jesus Christus. Wil jy nie vandag vir die Here vra om jou te wys wat is daar nog in jou lewe, wat jy moet afstaan en dalk weer lê, en dat hy jou wys, en dat die Gees wat God oor almal uitgestort het, begin in jou gestalte vat, in jou binneste, en dan laat jy toe dat hy jou van binne af buite toe verander. En dan sal jy sien hoe baie van hierdie goeters weggaan, van self, want waar die lig is, kan die duisternis nie wees nie. Ek moedig jou aan om die Here aan te roep, in waarheid. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, kies hom as jou saligmaker en jou verlosser. En beleef die wonderlike, absolute, onbeskryflike goedheid en guns en liefde en knowledge en openbarings. Die Here hou geen geheim nie, dit is nie 'n eienaar wat jy nie weet wat jou salaris gaan wees nie. Jy weet presies wat jy gaan kry, wat jy gaan toekom, wat kom jou toe, wat is jou erfdeel deur Christus. Here, ek bid dat elke luisteraar, Here, in gees en in waarheid, Here, hulle harte sal oopmaak vir U, Here, en U sal kies, en U sal vra, Here, om hulle te wys, en Here, wanneer hulle vra, wys hulle, Here. Bid dit in die naam van Jesus, en ek welkom jou by God se koninkryk. Die deur staan oop vir enige iemand wat wil. En onthou, Jesus weet nie hoe om jou nie lief te hê nie. Cheers.